Goeiemôre. Is ek aan? Ek praat dalk net nie so hard soos Chris nie, maar goeiemôre. Nice aan. Baie welkom by vanoggend se erediens. Ek hou graag die volgende paar afkondigings aan julle voor. So deurgegee vanaf die kerkraad. Ons kollektes vir vanoggend sal tydens die diens vir diens van barmhartigheid gaan en dan by die deure vir die kerkkas. Dan ook so is ons baie bly om te sê dat katekisasie hierdie week hervat. Ons vra net wel, ek sien nie geen katekisasie ouers nie, Salome. So niemand kan na die diens agterbly nie. Ongelukkig. Dan ook hervat die Bybelstudie hierdie week. Dinsdag se dorpsbybelstudie gewoonlik hier in die kerk is om 5:30 Dinsdag aand en dan is daar ook Bybelstudie op Summerdown vir die wat dit wil bywoon. Dan ook so op die noot, ons predikant preek vanoggend by Sandveld gemeente en ons dra hom ook so in ons gebede en hulle gemeente ook op. En dan is hy en Salome maandag uitstedig in Windhoek vir vergaderings, so hy sal weer van Dinsdag af beskikbaar wees hier in ons dorp. Onder meelewing dra ons graag die volgende mense, lidmate aan die op, ons vra ook vir voorbidding, vir al die bejaardes in die ouete huis, en besonder ook vir Tannie Annetjie Labeskagnie, Tannie Kotie Mostert, dit is nou Marinda se moeder, en dan vra ons ook vir voorbidding vir oom Baksteen Roberts, my pa Christie Labeskagnie, Tenis Grobler, Tannie Aggie Labeskagnie, Tannie Loua Opperman, oom Wikus Boysen wat herstel na operasie, Tannie Zorita en Divan Labeskagnie wat beide gegaan het vir mediese ondersoeke, en dan vra ons ook vir voorbidding vir die beroep van kerkraadslede, asseblief onthou om name op te gee, dan ook vir Sandveld gemeente met die beroep van hulle nuwe predikant, oom Niels, daar is iemand by die klokkie, en dan ons bazaar, die 30ste Augustus. Lidmate wat hierdie week verjaar, Tannie Loggie Boysen, Basjan Jacobs Jr., hulle verjaar albei die 21ste Julie, dan die 23ste verjaar Gerard. Dit is jy? Ja. Geluk met jou verjaarsdag, jy lyk so verbaas. 'n geseënde jaar vir jou wat voorlê. En dan ook my eie ouderling oom Piet Boysen, hy is nou ongelukkig nie vanoggend hier nie, maar ons wens hom ook 'n geseënde jaar toe. Onder gemeenteaksies hou Sandveld gemeente hulle bazaar die 1 Augustus, Salome, en dit is by Megasave se terrein. So die wat kan ondersteun, asseblief, doen so. Hulle vra ook verder, enige skenkings van tweedehandse klere of wit olifante, iets wat hulle kan verkoop om fondse te in. So as daar iets rond lê wat nie werk het nie, asseblief, dit sal baie waardeer word. En dan, heel laaste, Ekskuus? Ja, asseblief, hulle vra ook dan vir 3 gazebos. As enige iemand gazebo of 2 het wat rond lê, dit sal baie waardeer word. Net verleen, ja, vir die dag. Ekskuus. Dan ook ons bazaar wat einde van die maand is, einde volgende maand, 29 en 30 Augustus. Ons vra vir voorbidding en dan sal ons hierdie week gaan al die advertensies en die werke en al die dinge daar rondom begin. So hou maar julle telefone naby en antwoord as die kerkkantoor bel. Dit is dan al wat die afkondigings betref.
As votum hou ek graag vir ons Psalm 121 voor. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Mag die genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus en die kragtige werk van die Heilige Gees met ons wees. As lofsang gaan ek vra dat ons staan en saam sing lied 184 vers 3 en 4. Nou. Lof sing die Here, sy wat met sy seën. Hy skenk die lewe, die wasdom, die sonde weer. O sterflike, hy wat almagtig is, het ons in liefde by u. Lof sing die Here, ja almal kom loof die Here. Alles wat asem het hier tot in tydlose is ons oog bly op hom gerig. Hy is die Heer van die Here. As geloofsbelijdenis wil ek graag vanoggend vir ons die geloofsbelijdenis van Nicea voorhou. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons sonde, van ons mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van ons sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. As antwoord hierop sing ons lied 163 vers 1 en 2. Soos 'n wolkskop wat smag na water smag my siel. Die alleen is my hart verlange en ek bring aan U.
is my bron van krag, in die teenwoordigheid wil ek waak. Die alleen is my hart vir my bron, waar ek nie leef. Kom ons sit. Ek hou vir ons die wet van die Here voor, soos opgeteken in Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. As antwoord hierop sing ons saam lied 241 vers 1 en 3 sittend. Van my lewe, tot my Vader, wat my skuld vergewe, dan kom ek verlos is straf wat my lewe vol, want die liefde laat geen twyfel. Ja, ek het in sonde staan, die is trooster van my hart. En geloof neem ek kom aan, hy verlos my van die kwade. Voor u word in skepingsmaat, mag geskei het
Kom ons bid saam. Ons almagtige God en Hemelse Vader, ons dank U vir die wonderlike voorreg om vanoggend te kan opstaan met die wete dat ons met vrymoedigheid die gemeenskap van gelowiges hier in ons kerk op te kan soek. Ons is geseënd om 'n nuwe week se eerste dag met dankbaarheid aan U te wy. Mag ons waarlik rus in U vind, nie net vandag nie, maar elke dag van die week. Dankie dat ons hier saam mag vergader sonder vervolging, 'n groot voorreg en seën wat ons so maklik miskyk. Ons dra dan ook die vervolgde kerk aan U op, al ons broers en susters wat nie hierdie voorreg mag geniet nie. Heer, terselfdertyd bid ons ook vir die van ons gemeente wat vanoggend nie hier mag en kan wees, onder watter rede en omstandigheid ook al. Ons bid dat die Heilige Gees ook in hulle sal werk, om tyd te maak vandag, om aan U te wy. Ons het ook nou die wet voorgehou en gelees, en dan besef ons hoe ver ons tekort skiet in ons dankbaarheidslewe. Mag U wet ons as stigmeester, ons kompas, terugwys na Christus. Ons besef dat ons in onsself nietig en sondig is, en dat ons alleen geregverdig kan word deur Jesus Christus, die enigste ware regverdige. Here, ons hoor weer vanoggend die name van al die siekes en behoeftiges in ons gemeente. Ons dra hulle ook aan U op, en ons vra vir genesing en verligting daar waar U dit goed vind. Wees ook so met ons woordbediening vanoggend, maak ons ore en ons harte oop en ontvanklik vir U woord. Ons bid dit alles om U naam se ontwil. Amen. Ons skriflesing kom vanoggend uit Psalm 1 en 2. Ek lees vir ons Psalm 1 van vers 1. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrug dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddelose nie. Hulle is so skaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie, en sondaars nie 'n plek hê in die vergadering van regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van goddeloses lei tot ondergang. Waarom is daar onrus onder die volke? Waarom smee die nasies planne en dit te vergeefs? Die konings van die aarde is in opstand. Die leiers span saam teen die Here en teen sy gesalfde en sê: Kom ons maak ons vry en gooi hulle juk af. Hy wat in die hemel woon, lag hulle uit. Die Here spot met hulle. Hy spreek hulle aan in sy toorn, in sy gramskap jaag hy hulle op loop. Dit is ek wat hom as my koning gesalf het op Sion, my heilige berg. Ek wil vertel wat die Here aangekondig het. Hy het vir my gesê: Jy is my seun, van vandag af is ek jou vader. Vra my, ek gee volke vir jou as eiendom, die hele aarde as jou besitting. Jy sal hulle verpletter met jou ysterscepter
hulle flenters slaan soos 'n kleipot. Wees dan nou verstandig, konings, wees gewaarsku, regverdiges van die aarde. Julle moet die Here met ontzag dien, hom met vrees en bewering toejuig en hom onderdanig wees, sodat hy nie toornig word nie en julle op die pad nie omkom nie, want sy toorn ontvlam gou. Dit gaan goed met almal wat by hom skuiling soek. Tot sover. Ek lees vanoggend vir ons 'n preek geskryf deur Dominee Petrus Venter. Die boek van Psalm, broers en susters, is soos 'n baie groot plek wat mens binne stap. Jy stap met die psalms, die wêreld binne. Dit is Psalm 2. Maar, voor ek die wêreld kan instap, moet ek eers die psalms, my eie persoonlike lewe, instap. Psalm 1 vanoggend is ons persoonlike lewe, Psalm 1 vanoggend stap ons persoonlike lewe binne. Daar in my binnekamer, waar ek dikwels alleen is, word ek op 2 maniere blootgestel aan dinge wat in my persoonlike lewe, wat baie gaan saak maak as ek met my persoonlike lewe, die openbare lewe, binne gaan. 2 dinge waarin ek my moed blootstel, die 2 dinge waarin ek my moed blootstel, gaan oor die pad wat ek moet loop en die toets wat ek moet maak. Loop ek 'n afdraande pad of 'n opdraande pad? En is ek bereid om die boomtoets in my lewe te doen? Amper weer iets van Genesis 1, soos met Adam en Eva. Afdraande paaie is mos maklik. Dit gaan maklik en vinnig, maar pas op vir daardie gevoel. Dit kan nogal misleidend wees, want 'n afdraande pad kan op 'n afgrond eindig. Psalm 1 beskryf die afdraande paadjie van die goddelose. Eers net 'n paar klein afdraande trekkies. Die Psalm praat van hoe ek eers die raad van goddeloses so stukkie vir stukkie begin volg. Maar dan word die afdraande pad erger, want ek begin saamgaan op die weg van die sondaars. En voor ek my kon kry, sit ek saam in die kring van die spotters. Iemand wat op hierdie pad is, word al hoe meer verlei. Hy doen net erger en erger sonde. Eers volg hy net die raad van die goddeloses, dan staan hy met die sondaars, en uiteindelik sit hy in die kring van die spotters. Daarom kom dadelik by die boomtoets. Die boomtoets is waar 'n boom deur droogtes getoets word. Hoe reageer jy as jy getoets word? As ek sonder die Here se woord hierdie lewe wil ingaan, dan sal ek geestelik doodgaan. So seker soos die mooiste bome sal vrek as dit nie water kry nie. Maar met die Here se woord is ek soos 'n boom wat by standhoudende water geplant is, wat groei, wat sterk staan, wat vrug dra, waarvan die blare nie verdroog nie. So 'n mens is nie 'n liggewig nie. Want dadelik wys Psalm 1 ook op geestelike liggewigte, mense wat soos kaf is, wat deur die wind rondgewaai en verstrooi word. 'n Geestelike swaargewig sal nie deur die wind rondgewaai en verstrooi word nie. Om werklik my geestelike gewig vas te stel, het nie maar net met my binnekamer te doen nie. Psalm 2 volg nie net verniet direk op Psalm 1 nie. In Psalm 2 gaan dit oor die lewe daar buite, die openbare lewe, die lewe wat ek vanuit my binnekamer moet ingaan. En ek sien in die wye groot wêreld die gewoel van die nasies en hoe die volke nietige dinge bedink.
Ekskuus. Hier waar ons is, in hierdie land, op hierdie plek, deel van hierdie tyd, gebeur daar geweldige dinge, wat Psalm 2 vir ons opwys. Hoe die wêreld sy heil, sy hoop, sy verwagtinge op sondaar mense plaas. Hoe meer ons beleef dit al hoe meer dat daar meer mense is wat hulle al minder aan God steur. Hoe daar teen God opgestaan word. David, die man wat agter Psalm 2 sit, het dit in sy eie klein wêreld beleef. David beleef hoe heidenasies, die Filistyne, Moabiete en die Arameërs saam staan om teen God te wil opstaan. Maar dadelik besef ons, David beleef meer as wat hy eintlik kan beskryf. En terselfdertyd beskryf hy meer as wat hy kan beleef. God se woord word nie agter mense of grense, lande of tale ingeperk nie. Al skryf David vir sy tyd, skryf hy oor die dinge ook baie groter as sy tyd. Hy skryf al oor Jesus Christus, sonder dat hy weet wie Jesus Christus werklik vir ons sou wees. Hy noem Jesus God se gesalfde. Hy praat van die konings van die aarde staan gereed. Die vorste hou sameraad teen die Here en teen sy gesalfde. Hierdie gesalfde, al sou dit eers net 'n gewone koning kon wees, die tyd sou aanloop dat dieselfde gesalfde, die een sou wees wat uit die geslag van Juda kom. Dit het Jakob vir Juda ook gesê. Die scepter sal van Juda nie wyk nie, nog die veldheerstaf tussen sy voete uit tot Silo kom, en aan hom sal die volke gehoorsaam wees. Psalm 2 se gesalfde is die een wat in vers 9 kom om die nasies met 'n ysterstaf te verpletter, om hulle soos 'n erdepot stukkend te slaan. Maar geliefdes, voordat dit gebeur, word die wêreld in sy opstand teen die Here ook 'n al hoe duideliker mag. Jesus het daarvan ook geen geheim gemaak nie. In Markus 13, deel van Jesus se profetiese rede, is dit asof dit wat Jesus daar sê, gelykluiend met Psalm 2 gesê is. En met Psalm 2 trek die lyn ook weer terug na Psalm 1. Psalm 1 is daar die regverdige wat die Here se woord dag en nag oordink. Maar direk daarteenoor, hierdie regverdige van Psalm 1, kom Psalm 2 met die volke wat ook dink. Maar hulle bedink nietige dinge. Hulle dink daaroor om in opstand teen die Here te kom. Psalm 1, die laaste vers, sê dat die weg van die goddelose sal vergaan. Psalm 2 se laaste vers wys ook op die opstandige konings wat op hul weg sal vergaan. Die duidelikste aansluiting tussen Psalm 1 en 2 kry ons in Psalm 1 se eerste woorde wat gaan oor die man wat werklik gelukkig is. Hier staan in die ou vertaling: welgeluksalig is die man, met vers 2 saamgelees, wie se behaag in die wet van die Here is, en hy oordink sy wet dag en nag. Psalm 2 sien nie 'n enkele mens met wie dit goed gaan nie, maar eindig met 'n klomp mense. Welgeluksalig is almal wat by God skuil. Ons moet nie net Psalm 2 terugwys na Psalm 1 nie, maar met 2 moet ons ook vorentoe gaan na wat Jesus self in Markus 13 gesê het. Jesus praat ook van die onrus onder die volke, die gewoel van die nasies. Jesus noem dit die gerugte van oorlog en oorlog self. Psalm 2 praat van konings van die aarde wat in opstand kom en leiers wat saamspan teen die Here. Maar Jesus self praat van die uiterste vorm van bandeloosheid
en 'n satanistiese vryheidssig wat die hele wêreld sal beetpak. Dit gaan werklik oor die hele wêreld, die ooste en die weste, vanuit alle windrigtings gebeur dit. Psalm 2 praat nie verniet so in die meervoud volke, nasies, selfs word daar gepraat van konings van die aarde. Almal wen hulle op en is besig om al wat Christelike beginsels en sedelike normes nek om te wil draai. En onthou, u en ek, die enkel gelowige uit Psalm 1, kan niks van hierdie massa gebeure van Psalm 2 vryspring nie. Al wat ons het, om werklik hier uit te kom, is hy wat genoem word die gesalfde, Jesus Christus, en hom alleen. Ons het niks en niemand anders om ons uit hierdie massa chaos uit te haal nie. Die wêreld probeer baie dinge, maar sonder die gesalfde is dit eintlik lagwekkend. Daarom, hy wat in die hemel woon, lag. Die Here spot met hulle. Die Here lag oor hoe die mense vrede kan bedink, maar hulle gebruik geweld om vrede te probeer skep. Weet u, as Jesus Christus nie daarby is nie, dan lag die Here vir hulle. Is dit nie lagwekkend hoe mens reg en geregtigheid kan soek, maar sonder die regverdige, sonder Jesus self? Die Here lag oor waar ons geluk wil gaan soek, in dobbelhuise, met die koop van lottokaartjies, stywe bankrekeninge, allerhande maniere hoe mense dink geld en plesier hulle werklik gelukkig kan maak. Maar nooit word 'n mens waarlik salig, waarlik gelukkig, as jy nie die enigste saligmaker, Jesus Christus, ken nie, en sy lewe en werke vir ons dag en nag oordink nie. Die Psalm praat van die Here wat in die hemel woon, lag. God is hoog verhewe, hy staan ver uit, hy is in die hemel. Vanaf die toring van Babel, waar die mense gedink het om hulle self op te bou, so hoog soos wat God is, het die verskillende tale 'n rumoer van tale begin word. Lagwekkend sou dit vir die mens self moes wees, hoe hulle mekaar skielik nie kon verstaan nie, en dit omdat God vir hulle lag in hulle nietige Babelse planne, wat nou net 'n gebabbel geword het. Broer en suster, hier is vir ons 'n troos opgesluit. Die feit dat God in die hemel is, wys hoe die mens nie vir God belaglik kan maak nie. Hy is hoog verhewe bo al die gewoel. Jesus Christus het alle mag in die hemel en op aarde. Maar ons moet rekening bly hou met die feit dat die dag gaan kom, dat God vir goddeloses nie meer gaan lag nie. Ook hulle in die kerk. Nou nog soek mense na wêreldse vryheid. Selfs kerkmense wil nie meer God se wet as die alfa en omega oor hulle doen en late aanvaar nie. Om te aanvaar dat ons in die kerk mekaar se wagters is, saam met die feit dat ons broers en susters vir mekaar moet wees, het vir vandag se mens eienaardig begin word. Daar is dikwels dinge wat agter mense gerig, gedoen of gesê word. Dan dat jy waarlik geskok is om te moet besef, dit is my broer of my suster wat dit aan my gedoen het, of vir my gesê het. As die Here ophou lag, is die eerste wat ek moet besef, die Here laat hom nie vir altyd bespot nie. Op Golgotha het die wêreld geweldig teen God se gesalfde gespot. Met die komende oordeel sal dit nie gebeur nie. Vers 5 van Psalm 2 beskryf iets van as die gelag oorgegaan het. Dan sal hy aanspreek in sy toorn, en in sy geregtigheid sal hy hulle verskrik. In God se lag is sy beker besig om vol te loop. Bewaar die dag, die laaste dag, as God se beker van toorn gaan losbreek.
Verskriklik sal dit wees vir hulle, terug by Psalm 1, wat soos kaf voor God se verskrikkende vuur gaan inwaai. Die goddelose sal nie bestaan nie, hulle sal vergaan in 'n oordeel waarin hulle self gestort het. Wie God se wette probeer verbreek, breek hulle self daarteen. Die Here se manier van werk is die interessantste wat daar kan wees. Sy toorn is die verskriklikste wat daar kan wees. As die interessante en die verskriklike op die laaste dag mekaar ontmoet, die ontmoeting tussen wat moes wees en wat nie is nie, terwyl God altyd is wat hy is, dan sal die goddelose wens dat hulle eerder nie bestaan het nie. Daarom as u vandag iets van die boomtoets u eie kan maak en u besef dat dit beter as Adam en Eva rondom die eerste tuinse boom, dan is hierdie kerk vir u iets van 'n waterstroom. Die woord van God het hier uitgevloei. U lewensare moet wortels wees wat besig is om diep in God se woord in te anker, in te groei. Verder, soos dit met bome gaan, soos dit gaan, dit met die regverdige in Christus geregverdig. 'n Boom groei nie oornag nie, dit vat dae en jare om waarlik te kom waar 'n uitgegroeide boom gekom het. Jou geloof en groei in jou geloof kan ook net oor jare kom. En die laaste wat met 'n boom gebeur met u en my, as ons waarlik Psalm 1 se boom wil wees. 'n Boom kan nie weghardloop nie. As die storms kom, reën of hitte, die boom moet bly staan, waar dit staan. Ingeplant om te bly. Daar waar dit die eerste keer opgekom het. Tegelykertyd sien ons dinge raak wat God van ons verwag. Staan waar God jou geplant het. Terselfdertyd is ons by Psalm 94 se palm en seder. Die regverdige sal groei soos 'n palmboom. Hy sal opgroei soos 'n seder op die Libanon. Die verskil tussen ons en die bome is, u wat gedoop is, u is geplant in die huis van die Here. Ons moet nog altyd opgroei in die voorhoewe van ons God. Wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Vir ons laaste psalm vandag sing ons Psalm 1, vers 1, 2 en 4. Eers kollekte.
Mag die genade van ons Here Jesus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen wees. Amen.